Vandag gaan ek julle vertel van twee Afrikaanse woorde. Twee Afrikaanse woorde wat presies dieselfde geskryf word, wat presies dieselfde gesê word en wat van presies dieselfde Griekse woord afkom. Dis die woorde kanon en kanon. Die een is 'n term wat ons in die Bybel gebruik of vir die Bybel gebruik en die ander een is 'n musiekterm. En ek dink as ons hierdie twee betekenisse van hierdie woord, of sal ek sê die twee woorde, met mekaar vergelyk, gaan ons iets verstaan van wat ons lees in Hebreërs 1 vers 1 en 2. Dis seker die mooiste of belangrikste, nee, ek kan dit seker nie sê nie, maar dis van my geliefkoeste verse in die Bybel, want dit sê so baie. Dis al wat ons gaan lees, hierdie 1,5 vers. Kom ons lees dit saam, Hebreërs 1 vers 1 in die begin van vers 2. In die ou tyd het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Ek het vir 7 weke gepreek oor teenstrydighede in die Bybel. Goed in die Bybel wat half teen mekaar staan. En die tema van die reeks was God harmoniseer nie, hy kanoniseer. Nou, die twee woorde, harmoniseer en kanoniseer, is baie belangrik dat ons weet wat dit is. Harmonie, as 'n mens nie harmonie sing nie, sing jy vals. So harmonie is die teendeel van vals, dit beteken dit werk. Daar's nie slegte klanke nie. Nou baie keer praat 'n mens metafories van harmoniseer as dat jy goed in lyn bring. Kom ek dink aan 'n voorbeeld wat ek self nie lekker verstaan nie. Kom ons sê ek het boeke en die SARS mense kom kyk na my boeke. Nou moet ek sorg dat my inkomste en my uitgawes harmoniseer. Met ander woorde, hulle moet dieselfde lyk, hulle moet dieselfde klink. Baie van ons het hierdie idee dat alles in die Bybel geharmoniseer moet wees, hulle moet dieselfde klink. Maar raai wat? Daar is 'n klomp goed wat nie in harmonie is nie. 'n Klomp goed wat, of dit nou regtig so is en of dit nou maar net vir ons so lyk, maar 'n klomp goed wat nie lekker op die oor val nie. Nou, die reeks sê God harmoniseer nie altyd nie. Met ander woorde, partykeer los God die valsklanke daar, maar hy kanoniseer. Kanoniseer, wat beteken dit? Is hier waar die een woord kanon inkom. Ons praat van die Bybel as die kanon. Die 66 boeke van die protestantse Bybel is ons kanon. Die woord kanon kom van die Griekse woord kanoon, wat beteken riet of liniaal. Hulle het riete gebruik vir 'n liniaal of 'n maatstaf. So, die kanonieke boeke, die 66 boeke wat ons gebruik, dis boeke wat ons sê God gekanoniseer het. Ja, maar mense het dit mos gedoen. Is nogal moeilik om daardie vraag te antwoord. Menslike vergaderings het besluit hierdie is die boeke. Mense het in briewe geskryf en gesê hierdie is die boeke wat die kerk gebruik. Maar dit lyk tog asof dit spontaan ontwikkel het oor die eerste 300 jaar dat die boeke van die Nuwe Testament, die briewe en die evangelies en die ander boeke, dat dit uitgesorteer is, dit het uitgesif, so mense het begin om hierdie boeke te lees. Kyk, daar was hordes boeke geskryf daai tyd, verskillende briewe en evangelies. Maar dit wat ons ken, die 27 boeke van die Nuwe Testament, dit is geleidelik aanvaar deur die kerke. En toe die kerk 'n staatskerk word, het hulle op vergaderings gesê, dit is die boeke, maar toe was dit reeds daar. So, ek glo met my hele hart, God het daardie proses gewerk. Dieselfde met die Ou Testament, die mense wat die Joodse Bybel saamgestel het, ons glo dat God hulle ook so gelei het. So as ons praat van die kanon, in hierdie sin, dan is dit die 66 boeke, wat vir ons 'n liniaal, 'n riglyn is vir ons lewens. Ek lees die boeke, ek meet my lewe daaraan, dis die riglyn, die liniaal waarvolgens ek leef. Baie mooi woord eintlik. As ek dan nou sê, God harmoniseer nie, dan beteken dit God het nie alles in lyn gebring met mekaar, alles mooi in reguit lyne laat loop, laat daar nie valsklanke is nie, maar God het dit deel gemaak van dit wat ek bely as sy woord. Nou kry ons dieselfde woord kanon in musiek. Toe ons op skool was, het ons 'n kanon geleer, Donna Nobis Pacem. Ek onthou, ons het nou nog gewonder, wat is 'n Pacem? Want Donna is seker die meisiekind se naam, en Nobis is haar van, en Pacem is seker haar
handsak of die pakke wat sy by die winkel gekoop het, so het ons gespotte alles, maar ons het hierdie liedjie Dona Nobis Pacem geleer. Later het ek agtergekom dat hierdie woorde baie besonders is. Dis die Latyn vir gee ons vrede. In die mis, dis die ou kerkse liturgie van die nagmaal, daar is 'n lied, die Agnus Dei, en daar sing hulle Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona Nobis Pacem. Dit beteken lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem, gee ons vrede. Dis sulke mooi woorde, 'n belydenis dat Jesus die een is wat vir ons vrede gee. Geleidelik het die Dona Nobis Pacem, net daai laaste 3 woorde, gee ons vrede, 'n lied op sy eie geword. En die weergawe waarin ons dit ken, is 'n tipiese kanon. Wat beteken dit? 'n Kanon is 'n wysie wat so geskryf is dat jy hom in 3 stemme kan sing al sing jy dieselfde wysie. Hoe werk dit? Jy het 'n wysie wat loop. En na 'n sekere tyd dan herhaal die wysie op so 'n manier dat as 'n tweede ene die wysie van voor af sing, dan klink dit nie vals nie. En dan as die 2 'n rukklank gesing het, dan kom 'n derde een by en dit klink nog steeds nie vals nie. Afhangende van hoe jy daarna kyk, dit kan klink na 'n groot lawaai, maar dit kan die mooiste musiek wees en dis een lyn wat jy sing, een liniaal kanon, een wysie wat jy sing. En omdat mense op verskillende tye inval, klink dit soos 'n groot koor wat sing. Die wysie, ek dink ons almal ken hom, die ene wat in die liedboek is die bekendste een seker. Hy begin met, wel al die woorde is maar net Dona Nobis Pacem. Hy begin met Dona Nobis Pacem wat redelik hoog gesing word. Na 'n ruk is die wysie hoër en anders. En nog 'n rukkie later is die wysie weer laer en weer anders, maar dis een wysie. As jy hom luister, aan die einde gaan ek hom speel, ons gaan hom saam sing, dan is dit een wysie wat loop. Wat nou gebeur is, as hulle dit as 'n kanon sing, dan begin die een sing. En as hulle by die tweede deel kom, dan gaan daar die eerste persoon aan en die tweede een begin by die begin. En dit klink soos 'n tweestemmige lied, terwyl dit dieselfde wysie is. En teen die tyd wat die eerste persoon by die laaste deel kom, val die derde persoon in. En dan klink dit soos 'n regte koorlied. Hoekom noem ek dit? Ek hoop nie hierdie musiek verveel julle nie. As ek iets nie verstaan nie en ek verstaan dit aan die hand van musiek, dan is dit asof ek iets begryp van wat woorde sukkel om te sê. Ons het in die Bybel 'n klomp stemme. 'n Klomp stemme wat elkeen op sy eie sing. Maar as jy die hele Bybel lees, dan sing dit saam. Dan is dit een groot wysie. En wat is die inhoud van die wysie? Dis moeilik om te sê, maar ek wil amper sê, God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Daardie wysie kry ons in Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Dit getuig van God se liefde. Hoekom sal hy nou 'n aarde maak met mense daarop? Omdat God dit so wou gehad het, omdat God liefde is. Ons kry dieselfde wysie, so 'n bietjie op 'n ander manier, in Genesis 6, die verhaal van Noag. In Genesis 6 vers 8 lees ons, maar Noag het guns gevind in die oë van die Here. Die mense het sonde gedoen, maar God in sy liefde het Noag raak gesien. Dan in Genesis 12 waar Abraham geroep word, daar lees ons in vers 2, die Here sê vir Abraham, ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou naam groot maak, sodat jy 'n seën sal wees.
Julle sien kort in Genesis hier dieselfde wysie, God wat omgee. As ons in Exodus kom, dan lees ons dat Moses by die bos gekom het wat brand en wat sê die Here vir hom? Exodus 3 vers 7. Die Here sê, toe ek het die ellende van my volk wat in Egipte is, duidelik gesien, hulle noodkreet oor die slawedrywers het ek gehoor. Ja, ek ken hulle lyding. Die Here wat hoor, die Here wat omgee. En so gaan dit deur as ons in Rigters kom. Gideon was bang vir die Midianiete, hy was verskriklik bang en dan kom 'n engel van die Here en wat sê die engel van die Here vir hom? Ons lees in Rigters 6 vers 12, die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper kryger. Hoor julle? Dit klink soos verskillende wysies, maar eintlik is dit dieselfde wysie. Die een word deur 'n man gesing, die een word deur 'n vrou gesing, die ander een word deur 'n klavier gespeel, die ander een word deur 'n viool gespeel, die een word deur 'n konsertina gespeel, ander een deur 'n doedelsak. Verskillende liedjies as jy vinnig daarna luister, maar as jy mooi kyk is dit dieselfde wysie wat deurkom. So gaan die geskiedenis aan koning Dawid. Hy het hierdie verskriklike sonde gedoen met Batseba. En wat sê hy? Toe hy besef hy teen die Here gesondig. Toe val hy terug op dit wat hy van die Here ken. Hy sê in Psalm 51 vers 3 tot 5, wees my genadig o God volgens u troue liefde. Wis my oortredings uit volgens u groot ontferming. Was my heeltemal skoon van my sondeskuld en reinig my sonde. Want ek is deeglik bewus van my oortredings en my sonde is voortdurend voor my. Dawid weet hy doen sonde, maar hy weet ook dat God genadig is. Daarom kan hy na God toe gaan. Van Genesis 1 af, hierdie selfe wysietjie op ander maniere gespeel. Die mens is deur God gemaak en daarom het God die mens lief en al maak die mens foute, God is daar om reg te maak. In die tyd van die konings het die profete dit geweet. Kyk net wat skryf Micha oor die mens en sonde en God. Ons lees in Micha 7 vers 18 en 19, wie is 'n God soos u? U is 'n God wat skuld vergewe, wat by die oortreding verbygaan, tot voordeel van die oorblyfsel van sy eiendom, wat nie vir altyd vasklem aan sy toorne nie, maar wat vreugde vind in troue liefde, wat ons weer genadig sal wees, ons skuld sal vertrap, u sal alle ons sondes in die diepte van die see gooi. Dan hou die volk nie op sonde doen nie, in die ballingskap kom, en ook in die ballingskap hoor hulle dieselfde wysie, God wat genadig is, God wat red. Ons lees in Jesaja 49 vers 13, jubel hemel en juig aarde, breek uit in jubelkrete berge, want die Here het sy volk getroos, hom oor sy magteloses ontferm. Wat het ons gelees in Hebreërs 1 vers 1? In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat. Dis wat ons nou gelees het. Ou Testament, die voorvaders, die tyd voor Jesus se geboorte, die voorvaders is die mense van die Ou Testament en God het baie keer en op baie maniere gepraat met hulle. Ek dink ons het dit nou gehoor. Baie keer op baie maniere, maar dis dieselfde wysie. Dis dieselfde boodskap van God se liefde. En nou sê die Hebreërskrywer, maar nou in hierdie tyd, hierdie tydvak wat aangebreek het, nou praat God met ons deur sy seun. En nou kry ons dieselfde wysie wat ons die hele Ou Testament deur kry, maar baie duideliker uitgespel in Jesus Christus. Kyk net wat lees ons in Johannes 3 vers 17. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. God se liefde, God het baie keer op baie maniere in die Ou Testament die mense vertel van sy liefde, maar nou het hy dit bewys deur sy seun te stuur. Hoekom? Nie om die mense te veroordeel nie, maar sodat ons deur hom verlos kan word. Dis die boodskap van die hele Bybel, die Nuwe Testament. Ek gaan nog een voorbeeld lees. 1 Johannes 4 vers 9 en 10. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes.
Julle sien hoe dat die boodskap van die Bybel dieselfde ding sê. En ja, dit kan 'n mens letterlik sê, 'n kind kan daardie boodskap van die Bybel verstaan. Daar's sekere goed in die Bybel wat, ja, die Bybel dieselfde dinge sê wat 'n bietjie moeiliker is om te verstaan. Dink maar aan die bergrede. Die mense het gedink hulle doen God se wil, maar Jesus het elke keer vir hulle daarop gewys. Julle doen die dinge, maar julle harte is nie daarin nie. Kom ek dink aan 'n paar voorbeelde. Liefde vir jou naaste. Jesus sê ja, maar dit gaan dieper, liefde vir jou vyand. Ek pleeg nie moord nie. Ja, sê Jesus, maar jy skel ander mense uit. Jy sê hulle sleg. Is dit nie maar moord pleeg net op 'n sagter manier nie. Egbreek. Ja, ek bly nou maar by my vrou, al is sy moeilik. Jesus sê, as jy na 'n ander vrou gekyk het en jy begeer haar, het jy reeds in jou hart egbreek gepleeg. Vergelding. Ek moet sorg dat reg en geregtigheid geskied, so oog vir 'n oog, tand vir 'n tand. Ek sorg vir vergelding. Jesus sê, is dit nie makliker om die ander wang te draai nie? Is dit nie makliker om die tweede myl te loop nie? Is dit nie makliker om te gee as om te vra en te ontvang nie? Julle sien, die boodskap van die Bybel van God se liefde en genade is maklik. Die volle konsekwensies daarvan is 'n bietjie moeiliker. Dis hier asof ons bietjie met grootmensmusiek te doen kry. En dan is daar dinge in die Bybel wat ons sukkel om te verstaan, wat vir ons klink soos teenstrydighede. Die bekende voorbeeld, wie het vir Dawid gesê om die sensus te hou? Samuel sê, God het. Kronieke sê, die Satan het. Die 10 gebooie. Exodus motiveer die 10 gebooie aan die hand van die skepping, terwyl Deuteronomium dit motiveer aan die hand van die verlossing uit Egipte. Mag jy met Ammoniete en Moabiete trou, ja of nee? Esra en Nehemia, daar sê die Here duidelik vir ons nee, en hulle gaan terug na die wet toe, terwyl die verhaal van Rut, die verhaal van Jona en Maleagi vir ons sê, maar jy mag nie skei nie, bly by die mense. Dit gaan nie oor etnisiteit nie, dit gaan nie oor van watter familie, watter geslag, watter staat as jy kom nie, dit gaan oor getrouheid teenoor die Here. Moet ek glo of moet ek goeie dinge doen? Paulus sê geloof sonder dade, Jakobus sê geloof en dade. As dit gaan oor die opstanding uit die dood, dan klink dit asof Paulus sê, ons gaan op die laaste dag opgewek word en saam met die Here wees. Johannes sê ons is nou reeds saam met die Here, so ek is by die Here, die dood maak nie 'n verskil nie. 'n Klomp goedjies wat vir ons vals klink. Maar nou wil ek vir julle iets anders van musiek vertel. Musiek is vol valsnote. Hierdie liedjie Donna Nobis Pacem, as jy hom nou so sing in 3 stemme, dan klink dit baie mooi. Maar daar's 'n klompie valsnote tussenin. Ek kan vir julle van die voorbeelde uitwys. As jy hierdie 2 note op hulle eie speel, klink hulle vals. Maar in die liedjie kom jy dit nie agter nie. Daar's 'n paar voorbeelde van valsnote wat, omdat dit deel van hierdie groot koorwerk is, nie regtig vals klink nie. Nou, musiek het 'n baie snaakse ding. Musiek kan nie bestaan sonder dissonansie nie. Dissonansie, dis die teenoorgestelde van harmonie. In musiek moet daar valsnote wees. Goed wat nie lekker werk nie, sodat dit, die woord wat hulle gebruik, kan oplos in iets wat lekker werk. Ek gaan vir julle 2 akkoorde speel. Dis die einde van 'n liedjie. Klink dit soos die einde? Nee. Nou gaan ek 1 noot bysit. Klink hierdie soos die einde van 'n liedjie? Ja. Dis G7 en die spanning lê tussen B en F. Daardie 2 note werk nie lekker saam nie. B wil na C toe opgaan en F wil afkom na E toe. En as jy daai spanning in die musiek het en jy speel dan uiteindelik na G7 C majeur. Luister net hoe mooi klink dit. Dit rond dit af. Ek wil vir julle sê, as ek na Donna Nobis Pacem luister, dan luister ek na die mooi musiek. Ek stel net my oor in om te kyk, waar is daar 'n vals nootjie, laat ek kan sê, nee, dis nie mooi musiek nie. Ek luister hierna, dit tel 'n mens op.
Dit sit jou regtig waar in 'n ander wêreld. Dit laat jou besef hoe wonderlik is die vrede wat God gee. Al is daar 'n paar valsnote in. So gaan dit met die Bybel. Die lied van die Bybel is die wonderlikste lied wat er kan bestaan. God het die wêreld lief. God het die mense gemaak en hy het ons so lief dat hy bereid was om self mens te word, self aan die kruis te sterf, sodat ons die lewe kan hê. Dis met 'n variasie hier en daar, dink ek, die lied van die Bybel. God se liefde. Nou is daar in hierdie lied 'n paar moeilike note, 'n paar note wat vir party ore vals klink. Verander dit die lied? Juis nie. Dit maak die lied soveel mooier. Ek wil vir julle sê, mense se getuienis, ons lewe 'n gelukkige lewe. Wanneer het jy die Here ontmoet? Daar was 'n krisis in my lewe. Ek het siek geword, die dokters het gesê daar's nie hoop nie, ons het gebid, God het genesing gegee. Ander mense, wanneer het jy die Here leer ken? Daar was 'n krisis in die lewe, my ma of my pa of iemand naby my was siek, ons het so gebid, die Here het vir ons gesê, nee, die Here gaan daardie persoon kom wegneem. En dit het ons laat besef, ons saak met die Here moet reg wees. Soveel gevalle van waar dit juis die valsnote in die lewe is, wat vir ons help om by die wonderlike wysie van God se vrede te kom. Baie keer as ons in die Bybel lees, dis hierdie valsnote in die Bybel wat vir ons vertel, die Bybel is nie maar 'n gemaakte ding wat uit die hemel uitgeval het of wat mense uitgedink het nie. Dit is mense soos ek en jy se ware gestoei met die wêreld waarin ons lewe, wêreld vol swaar kry, maar waarin God se wysie, God se lied van vrede, God se lied van genade, wat hy in Jesus Christus aan ons bewys het, waar daardie wysie die antwoord gee. Daarom, al is daar valsnote in die lewe, al is daar valsnote in die Bybel, Dona nobis pacem, Here, gee ons vrede. Dis waarvoor U mens geword het. Mag die vrede van God oor ons harte, ons gedagtes, ons gevoelens wag hou en mag ons sy vrede elke dag beleef. Amen. Here, ons kan baie dinge bid, maar ek wil ook maar net bid. Lam van God, U wat die sonde van die wêreld wegneem, gee ons vrede. Amen. Kom ons sing nou hierdie ou lied saam. Dis in Latyn die woorde, Here gee ons vrede, lied 178 in ons liedboek. Nobis
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly by elkeen van ons. Amen.